Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel is 'n A5 boek, so amper 500 bladsye dik. 13 jaar van my lewe in navorsing in daai boek. Inligting wat daarin is ongeëwenaar. So, dis 'n moed. Sou jy belangstel of jy 'n vraag het of iets kortliks my wil deel, jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan my webtuiste https://yafashua.co.za, soos jy hierbo kan sien. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan, want anders sal jy nooit weet wat werklik die waarheid is. Jy moet by deel 1 begin. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van al my studies wat ons doen, kan ontvang. Stuur hierdie kontaks spesifiek vir die kennisse en vriende en vir almal vir wie jy omgee, dit is lewensveranderend. Omdat dit 'n studie is, Bybel is 'n pen, 'n 33 Bybel of 53 en 'n skryfblok byderhand te wees. En jy moet maar 'n veiligheidsgordel saambring. Ons praat van gewoonweg maar in Afrikaans 'n seatbelt, want jy gaan definitief 'n paar geestelike skokke kom. Goed so. Dis uiters, ek noem dit elke week, dat die mense kan weet, dis uiters noodsaaklik dat jy verstaan dat ons nie vereenselwig met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Movement, die Ja-beweging, die Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, Rooms-Katolieke, Protestante kerke. Ons behoort aan geen kerk of denominasie nie. Soos in geen. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer op die internet reg oor die wêreld waar dit ook al uitgesaai kan word. Ons gebruik hoofsaaklik die 1860 Bybel van Dr. Joseph Briand Rottenham, wat hy vertaal het. Dis 'n 1611 King James Bybel met al die geopenbaarde name in. Volgens hierdie Bybel is die naam Here Jesus in werklikheid Yafashua. Die naam God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Goed, ek gaan aan waar ons gestop het verlede keer. Daar word vir ons gelieg, sê Japie van Zyl. Nou hy sê, kom nou saam met my, dis Japie van Zyl, kyk maar my vingers, en leer hoe daar weer een van ons gelieg was, dis wat hy sê. Dis noodsaaklik dat jy self moet lees wat die woord ons wys. Waarheen moet ons almal eers gaan? Ons word verseël en dan gaan ons iewers heen. Waarheen gaan ons almal as ons tot sterwe kom, vra Japie van Zyl? Dan antwoord hy, na die doderyk. Almal gaan doderyk toe. Almal. Maar dit snaaks. Dis nie wat Yafashua, Jesus Christus vir die ou aan die kruis gesê het toe hy daar gehang het nie. 2 sondaars aan weerskant en die een aan die linkerkant sê, as u dan Yafashua is, haal ons almal van die kruis af. Die ander ou op die regterkant sê, Yafashua, dink aan my, want hy het in die tyd wat daar gehang het, het hy Yafashua aangeneem. En wat sê Yafashua vir hom? Dis Jesus Christus. Vandag, hierin sê, sal my waar wees in die doderyk? Nee, my vriend. Vandag sê, hierin sal my in die paradys wees. Paulus skryf die paradys is in die 4de hemel. Nie in die doderyk nie, nie in die aarde nie, nie onder die aarde nie. So ek wil amper my verstout om te sê, ek dink op die stadium, Japie, bietjie van sy pistousies gesnyf. Kom maar lees ons. Dis noodsaaklik dat u die beeldspraak in hierdie skrifgedeelte self moet raak lees. Vir u wat dalk nog nie weet wat beeldspraak is nie, dit is soos wat Yafashua of Jesus Christus verduidelik, die koninkryk van my Vader is soos talente wat hy vir elke een gegee het, 4 ouens of 3 ouens, en elke die ouens het dit gaan begrawe, en 4 ouens, en dan
het hulle die talente gaan begrawe, die een nou en die ander nou het dit gewikkel en hy sê die koninkryk is soos. Hy vertel iets wat iets anders te beteken. Ons lees Psalm 89 vers 48 en 49. Psalm 89 vers 48 en dan 9. Gedenk van watter lewensduur ek, koning Dawid, is. Kyk my vingers. En onder watter testament koning Dawid geleef het. Watter testament het hy geleef? Ou Testament of Nuwe Testament? Maklik. Ou Testament. Tot watter nietigheid jy al die mense kinders geskaap het. Nou dis die skrif wat Japie gebruik. Nou sê ek hierso. Adam en Eva was in die tuin van Eden en hulle doen nie sonde nie. Dan luister Eva vir die slang en sy het met hom gemeenskap. En want Kain was nie Adam se seun nie. Dis hoekom hy vir Abel doodgemaak het. En so sy was ongehoorsaam gewees. Daar verloor Adam en Eva die ewige lewe. En daar kom die doderyk in spel. Voor dit het die doderyk nie gewerk nie. Hy sê, tot watter nietigheid het al die mense kinders geskaap het. Adam en Eva verloor die ewige lewe. Yahshua, Jesus Christus, wanneer hy uit die doderyk uit opstaan, sê hy die sleutels van die dood en die doderyk. 1 Korinte 15 vers, daarvan vers 35 af na 58 toe. Vanaand daar 57, 58, waar hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hy die sleutels van die doderyk. Kyk nou mooi, na die vraag wat koning Dawid vra in vers 49. Wat 'n mens leef daar? Waar? In die Ou Testament. Wat die dood nie sal sien nie. Almal sal die dood sien. Wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk, Sela. Nou hier val Japie se klem op die mag van die doderyk. Want hy sê elke mens word gevange gehou in die doderyk na jou dood. Want dit is wat hy hierso sê. Dit is wat koning Dawid sê. Wat my siel kan red uit die mag. Hy sê want die dood sal nie daar sien nie. Want sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk. In die Ou Testament het Yahshua mos nog nie gesterf en opgestaan uit die doderyk nie. So die vloek van die tuin van Eden was nog steeds relevant geweest. Japie van Sail se volgende skrifverwysing, Prediker 19 vers 18. Hy's nogal lief vir die skrif, die man. Maar hy, my vingers, wie in die Ou Testament leef, weet nie dat daar skimme is. Dat haar Israelse genooides in die dieptes van die doderyk is nie. So, vir wie is die doderyk? Vir Israel. En hulle genooides. Ons in die Nuwe Testament staan onder 'n nuwe verbond van genade, waar Yahshua, die sleutels, Jesus Christus, die sleutels van die dood en die doderyk het. Ek lees Prediker 19 vers 18, maar hy wie in die Ou Testament leef, weet nie dat daar skimme is in die doderyk. Dat haar is Israel, want haar verwys na Israel se genooides in die diepte van die doderyk is nie. Nou vra hy, waarheen gaan ons almal as ons sterwe kom? Dis Japie. Dan sê hy na die doderyk. Hy sê ons almal gaan. Baie duidelik sien ons uit hierdie skrifgedeelte dat ons doderyk toe gaan en jy gaan dit nie mis nie. Ons moet almal in die doderyk ingaan, sê hy. Werklik? Want ek het 'n surprise vir jou, my ou. Ek gaan nie doderyk toe nie. Hoekom nie? Ek is deel van die bruid van Yahshua. Ek is wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh, water en die Gees. En ek lewe in heiligmaking. Weet jy, ek het tot vandag toe Japie nog nooit gehoor praat oor heiligmaking, lewe in heiligmaking nie. En dis hoekom hy partykeer maar lekker kan vloek, né? Hy sê, baie duidelik sien ons uit hierdie skrifgedeelte dat ons doderyk toe gaan. Hy sê, alle mense gaan doderyk toe. En jy gaan dit nie mis nie. Wel, ek gaan dit mis, ek weet nie van u nie. Ons moet hierdie doderyk gaan. Die volgende skrifgedeelte wat ek, dis Japie van Sail vir julle wil wys, moet julle sien, is dat ons nie opgaan
na die doodryk nie. Hy sê na die doodryk, ek wil vir julle nou wys, ons gaan nie op in die hemel nie, maar dat ons neerdal in die doodryk. Nou dis die skrifte wat hy gebruik. Die ryk van die dooies, Japie van Zyl verduidelik verder met ander woorde, dat die ryk van die dooies, of ontslaapes, is onder die aarde. Ek sê, jy's gedeeltelik reg. Die ryk van die dooies, of die doodryk, is vir die ongoddelikes. Dit is vir die sondaars. Dis nie vir iemand wat wedergebore is nie. Want Jahshua toe hy opvaar in die hemel, voor hy opvaar sê, in die huis my vader is daar baie woning. Hoor, hy het opgevaar. Pezoel, to the top, not down, as ook op paars. Verstaan jy dit? Hy het opgevaar. Japie sê nee, maar Jahshua sê in die huis my vader is daar baie woning. As hy nie klaar is nie, waar is hy, so ek het vir jou gesê, as ek klaar is, kom ek julle haal, ek kom af om julle, hy sê nie ek kom uit die doodryk om julle te kom haal nie. Hy het dan die sleutels van die dood in die doodryk. Wat wil jy in die doodryk gaan soek? Nou Japie van Zyl verduidelik verder met ander woorde dat die ryk van die dooies of die ontslapendes is onder die aarde. Die tweede ding wat ek, dis Japie van Zyl wil hê, julle moet sien, is daar's geskrywe staan dat ons sal diegene wat voor ons ontslaap het in die doodryk herken. Werklik, hoor jy nou wat hy sê? Nou moet ek hê, jy moet sien hoe trek hy sekere skrifte in om die snert gestand te doen, substansie te gee. Rubbish man. Hy sê, daar's skrifte wat sê, ons sal diegene wie voor ons ontslaap het in die doderyk herken. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Lees saam met my, Japie van Zyl. Want hy sê, kom lees saam met my. Genesis 37, 33, 35. Genesis 37, 33, 35. Goed, vers 33 sê, en hy, dis Jakob, het dit herken en gesê, die rok van my seun, dis Josef, wilde diere het hom opgevreet, verskeer is Josef. Hoorie, ek wil vir jou een ding sê, hierdie ou moes eintlik 'n filmster geword, ek praat van Japie van Zyl, want jy het in jou lewe nog ooit ou gehoor wat kan drama doseer soos wat hy het doen, ja. Dan sê hy, verskeer, en dit klink by met 'n klomp sondagskoolkinders besig is, en hy wil 'n storieetjie vertel. Plaas laat hy die woord verkondig. Nou sê hy, die rok van my seun, dis Josef, 'n wilde dier het hom opgeëet. Verskeer is Josef, vers 34. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roudkleed aan om sy heupe. En hy het oor sy seun gerou baie dae lank, vers 35. En al sy seuns, Jakob se seuns, en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, luister nou mooi. Treurend sal ek na my seun in die doodryk, kyk my vingers, in die doodryk neerdal. So, nou hy sê dit, koning dis sê koning Jakob, hy sê, treurend sal ek my seun in die doodryk neerdal. Doodryk is onder, hè? So het sy vader hom beween. Nou, die Ou Testamentiese mense, omdat hulle onder die vloek van Adam en Eva se sonde was, wat hulle die dood oor hulle gebring het, hulle moes almal doodryk toe gaan. Dis wat die woord sê. Hulle was nie wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh nie. Daar was nie 'n Nuwe Testament vir hulle nie. Hierso selfs Jakob, dit was nog voor Moses, voordat daar 613 wette was. Goed, nou verduidelik Japie van Zyl verder. Nou sê hy, sien jy dat Jakob het geweet dat hy sy seun Josef in die doodryk sal sien? Hy sal afdaal in die doodryk. Wel, dis common sense, natuurlik. En nie opvaar nie. Hy sê hy sal nie opvaar nie. Hoekom? Want daar was nog nie vir hulle die ewige lewe aangebied waar hulle sou opvaar in die hemel nie. Nou sê hy, vrek interessant, sê ou Japie dan. Nou, vrek interessant. Jy moet bietjie dink. Hy het afgedaal in die doodryk. Maar nou wat ek wil hê, jy moet dadelik besef, ons praat van twee verskillende testamente. 'n Ou Testament wat met bokkies van bloed van diere gewerk het, en 'n nuwe wat vir die
Israeliete was. 'n Nuwe Testament, waar Jahweh, dis Jesus Christus sê, of wat Jahwe die Vader sê, ek het vir my 'n volk bymekaar gemaak uit hulle wie geen volk was. Dit was nie Israel nie. Wat sê jy daarvan, Japie? Jy hou nie daarvan nie, né? Hy het vir my 'n volk uit bymekaar gemaak, uit verskillende volke, nasies en tale. Soos wat hy sê daar so in Handelinge 27 vers 17, ons kom almal uit een bloed uit. Daai een laai jy glad nie, né? Jy hou glad nie van daai een nie. Nee, sê hy, ek sal neerdal in die doodryk en nie opvaar nie. Vrek interessant sê jou Japie. Die boek van Henog. Nou moet jy sien hoe bring hy die goed bymekaar. Dit is belangrik om te sien wat die boek van Henog verduidelik. Dit is net hier waar jy jou seatbelt styf moet vasmaak. Nou verduidelik Japie van self wat in die boek Henog geskryf staan. Nou ek is net oor een ding baie bly. Ek het nie geweet ek gaan oor die goed praat nie. En ons het reeds die leen van die Israel visie teologie deurgewerk. Ons het 25-30 episodes gewees van 'n halfuur lank, al 2-3 jaar terug. En toe het ek so jaar en 'n half gelede, jaar gelede, het ek die boek Henog gevat en ons hom uitmekaar uitgemaak, gefotostateer, in die rekenaar ingesit en elke komma punt, elke versie deur hom gestap, elke woord, van voorwoord af tot agter. En ek het kommentaar gegee op dit, die snert wat daar geskryf staan, wat die ouens glo. Ek bevraagteken ouens se IK wat hierdie goed glo. Wat hy verduidelik as dit wat in die Bybel staan. Hulle sê so maklik, dit staan in die Bybel. En weet jy wat, dan lees hulle halwe skrif. Hulle verduidelik nie eers daai gedeelte van die skrif nie. Hoeveel keer het ek gekry waar hulle skrifte quoteer, dan bestaan dan nie eers so skrif nie. Ons gaan verder. Nou verduidelik hy verder wat in die boek Henog geskryf staan. Hy verduidelik, ons gaan almal wie sterwe doodryk toe. En dat jy dit nie gaan mis nie. Hy druk sy gesig so uit. Ons moet almal daardeur gaan sê. Die volgende skrifgedeelte wat ek, dis Japie van Sail, vir julle wys, die boek Henog, hy sê, luister wat hy sê, die volgende skrifgedeelte. En dan praat hy oor die boek Henog. Die boek Henog is nie deel van die geskrif nie. Die boek Henog was nog nooit deel van die kanon of canon nie. Nog nooit. Die boek Henog was nog nooit deel van ons Bybel nie. Die boek Henog is eers in die 18de eeu ontdek, dink 1743, wat hulle die eerste boek Henog, 'n vrymesselaar wat hom in Ethiopië gaan ontdek het. Ethiopië van alle plekke. Maak nie saak nie. Ons gaan later oor dit praat. Nou kom hy en hy trek die skrif. Hy praat van die skrifte en die woord van Jahwe, die skrif, die woord van God soos hulle dit noem. En dan, of hy praat van Jahwe, die woord van Jahwe. Die volgende skrifgedeeltes wat ek, dis Japie, vir julle wil wys, die boek, nou gaan hy oor, hy sê, dan so in die vloei, nou vir 'n oningeligte persoon wat na sy goed luister, dink dit kom uit die Bybel uit. Die boek Henog verduidelik dat daar 4 verskillende afdelings is. Luister, ek lees dit weer. Die volgende skrifgedeelte wat ek vir julle wil wys, dis Japie. Nou gaan hy net in een asem aan. Die boek Henog verduidelik dat daar 4 verskillende afdelings is, waarin jy kan gaan wanneer jy sterf, wat jy nie gaan mis nie. Dis 'n lieg uit die doodryk uit. Want die hel bestaan nie, anders kan sê uit die put van die hel uit, maar die hel bestaan ons nou nog nie. Nie volgens die Bybel nie. Volgens die boek Henog bestaan die hel. So, luister wat sê hy, die volgende skrifgedeelte wat ek vir julle wil wys, gaan hy nou net aan, die boek Henog verduidelik dat daar 4 verskillende afdelings is waarin jy kan gaan wanneer jy sterf, wat jy nie gaan mis nie. Wel, ek wil vir jou sê, Japie, ek gaan nie daar wees nie, ek gaan dit mis. Ek gaan dit mis, weet jy hoekom? Ek is wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh. Ek is 'n Jahwist, ek is nie eens 'n Christen nie. Ja, die Christene, baie Christene gaan dit mis, maar hulle nie glo nie, hulle loop soos skape wat donker brille het agter jou aan, want hulle kan self nie lees nie. Die 4 afdelings. Die eerste een, nou gaan ek sê 4 afdelings, verskillende afdelings. Dis kom uit die boek Henog uit. Die eerste, ons is daardeur.
in die boek Henog, en toe het ek my uitgelag toe ons oor daai klomp gepraat het. Die eerste is die vir die regverdiges. Daar's 4 gedeeltes, 1, 2, 3, 4, die eerste ouetjie, hy is vir die regverdiges, wie al die Ou Testamentiese wette onderhou het. Dit wat hy sê. Die regverdiges is hulle wie al die Ou Testamentiese wette onderhou het. Dus sê vir my, hoekom sê Hebreërs 7 vers 18, dat Jafashua het dat Jaffa die Vader, het dan die 613 wette van Moses, dis die Torah, dis die prophets en die scriptures, die hele Tanakh, het hy tot niet gemaak, sê vers 18, Hebreërs 7:18, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy sê daar in Galate hoofstuk 5, jy kan gaan lees tussen van vers 1 af tot by 20. Hy sê, as ek nog onder die wette wil staan, het ek van die genade van Jafashua verval, dan leef ek nog in my sonde. Jappie, wat sê jy daarvan? O, jy hou nie van Paulus se skrewe nie, ek weet, julle Israel wees jy ouens, hou niks van Paulus nie. Daar's baie van julle wat Paulus se skrewe verwerp. Hoekom? Want hy haal julle uit so agter die bos, 1:1:1:1, né? Dis maar wat die Heilige Gees die Ruach HaKodesh doen. So die eerste is vir die regverdiges, wie al die Ou Testamente onderhou het. Hy sê so, maar hoekom sal hulle hoekom sou Jaffa, ons vader, Jafashua die seun gegee het, vir 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond, as die Ou Testament goed genoeg was? Maar Jappie sê, jy word regverdig, wie al die Ou Testamentiese, en dis nie, weet jy wat is al die Ou Testamentiese wette? Dis 613 wette. Dis nie 10 gebooie nie, waar eintlik 17 gebooie so terloops, vir julle ouens wat nie weet nie. Gaan lees Eksodus 20. Die eerste 10 is wat die kerk van hou, die ander 7 hou hy niks van nie. Nou skole nie praat van die 17 gebooie nie, maar die 10 gebooie. Hoekom die Katolieke het dit so geskryf? Jy dink is Moses gewees? Nee, Katolieke. So die eerste is vir die regverdiges, wie al die Ou Testamentiese wette onder. Die tweede, diegene wie wetteloos geleef het, dis die ongoddelikes. So die eerste een is vir die regverdiges, nota gemaak. Die tweede is vir diegene wie wetteloos geleef het. So ek gaan dan na die tweede doderyk toe. Die tweede put toe. Hy noem dit 'n doderyk, hy noem dit 'n put, hy noem dit 'n gat, hulle noem dit 'n vertrek. Dis verskillende benamings wat hulle het. Hulle noem dit 'n afdeling. Anders praat van 'n dark hole, 'n donker gat. Amper sê ek vir jou, waar sit 'n donker gat? Kan maar jou eie gedagtes gebruik. Dis die naaste wat jy in 'n donker gat kom. Die tweede, diegene wie wetteloos geleef het. So almal wat nie volgens die 613 wette gelees het, gaan na die tweede gat toe, of doderyk, of wat noem hulle dit? Afdeling. Uit ander name vir dit later. Die derde is vir diegene wie sy straf op die aarde nie gekry het nie. Luister, wat? Die derde een is vir die ouens wat nie hulle straf op die aarde gekry het nie. Nou sê vir my, so as ek deur 'n moeilike tyd gaan, 'n verlore kind of iets van die aard, dan kry ek nou my straf. Of hoe word ek gestraf? As my besigheid bankrot gaan, dan het ek my straf gekry. As ek my kar stamp, dan het ek my straf gekry. As my vrou my buurman vat en wegloop, dan het ek my straf gekry. Die derde een is vir die ouens wie sy straf op aarde nie gekry het nie. Nou, hoe kry jy jou straf op aarde? Daar was dan nog nie 'n witroonoordeel nie. Daar kan ons eers 'n straf wees as daar 'n witroonoordeel is. Openbaring 20 vers 11. Dis waar die witroonoordeel is. En dan net so terloops, lees ek in Openbaring 20 vers 4, waar die bruid op die trone sit. Hy sê ek het in die siele gesien, en hulle op die trone gesit, en aan hulle is die oordeel gegee, die bruid. Jaapie praat niks van die wederkoms van die bruid nie, niks. Hy weet nie van dit nie. Maar hy lei 'n klomp boere mense, wat sê ander kleuriges gaan nie hemel toe nie. Jy gaan die surprise van jou lewe kry, broer. Daar gaan vir hulle wees wat op die trone gaan sit, wat julle ouens gaan oordeel. So sê Openbaring 20 vers 4, gaan kyk daar. Hy sê, so die derde is diegene wie sy straf op die aarde nie gekry het nie. So ons word al hier op die aarde gestraf. Vierde, en dan diegene wie doodgaan, hy sê, en dan diegene wie doodgaan,
was op aarde wie aanhoudend hulle aankla, hulle wie in die duisternis doodgemaak was. Hierdie is in werklikheid die siele van Openbaring 6 vers 9 wie onthoof is. Kom ons lees net weer wat staan nie. So die eerste een is die regverdiges, die tweede is die wat wetteloos gelewe het, wat nie Moses se wette gehou het nie. Die derde is die ouens wat sy straf op aarde nog nie gekry het nie. So as jy nou nie die straf op aarde gekry, as jy jou straf op aarde gekry het, dan gaan jy nie na een van daai 3 doodryksgate toe nie, gevangenisse toe nie. Die vierde is dan diegene wie doodgemaak was op aarde, wie aanhoudend hulle aankla, hulle wie in die duisternis doodgemaak was. Nou as jy Openbaring 6 vers 9 lees, en ek gaan dit vir jou nou lees, dan sê jy sien, wie is die wat doodgemaak is op die aarde, wat hy nou na verwys. Openbaring 6 vers 9. Het ons dit? En toe hy, dis apostel Johannes, wie nou in die hemel is, hy was nie in die doderyk nie, hy was in die hemel, want dis duidelik wat Openbaring sê, want hulle hou glad nie van Openbaring nie, want al speel in die hemel in, want hy sê ons apostel Johannes, en hy was in die gees in Johannes 1 vers 1, hy was in die gees op die dag van die Here, van Jahwe Almagtig, hy sê die Here, die 33, en hy is in die hemel in opgeruk, hy sê, en in die hemel in opgeruk, hy was nie afgetrek onder in die doderyk in nie, en daar die engele om rondgevat, die engele van Jahwe, hulle is nie onder in die doderyk nie, die oukies nie hoor, nee, die gevalle engele, van hulle is in die doderyk, en demone en geeste sê die woord, en hulle wat in sonde is, hulle is in die doderyk, maar die bruid, maak jy se draai in die doderyk, hulle gaan direk paradys toe, dis wat die ou aan die kruis mee gebeur het. Vers 9, Openbaring 6 vers 9, en toe hy, apostel Johannes, wie nou in die hemel is, sien, hoe die 5de seël oopgemaak het, sien ek is apostel Johannes, onder die altaar van Jahwe Almagtig in die hemel, nie die doderyk nie, want Jahwe se altaar is mos nie in die doderyk nie, dis in die hemel, dis common sense, 'n sonnaarskoolkind Japie kan dit vir jou sê. Die siele wat ontgedood is terwille van die woord van Jahwe, of die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad het. Wie is dit hierdie? Dit is die siele wie die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, omdat hulle nie die mikroskypie op die regterhand en voorkoppe geneem het nie. Het ons dit? Dis nie ander ouens wat doodgemaak was op die aarde, omdat 'n kar hom omgery het, of, nee. Die Openbaring 6 vers 9 het te doen met die siele wie by die einde van Openbaring 3:22 het die wederkoms plaasgevind, die parousia in Grieks. Die bruid is weggetrek, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees is weggetrek. Hulle is in die hemel in, die deure toegemaak. Nou is daar 'n paar ouens wat se vrou en kinders almal weg is. Hulle wat in die kerke sit en van die Israel wie se ouens wat dit gemis het omdat hulle na Japie van Suid geluister het, hulle aan neuse laat lei. En wat gebeur? Hoe kom hy nou in die hemel? Hy moet die ewige lewe koop met sy eie bloed op grond van sy getuienis, wat hy sê, ek weet nou daar's 'n hemel, ek weet dat Jahwe lewe, en op die woord van God, soos hulle sê in die 33, sy vrou se Bybel. En hy stap nie in die hemel, hy stap nie in die bruidskamer in nie, sy kop word afgesny. Hulle gaan sy kop afsny, die Islamiete gaan sy kop afsny. En wat maak hy dan? Dan stap hy, sy siel, gaan rus onder die altaar van Jahwe, God. Nie in die doderyk, die 4de doderyk nie, in die hemel. Want Jahwe se altaar is in die hemel. As jy gaan kyk, daar waar die gebede opgevang word, en die gebede van die regverdiges gemeng word, met die wierook, en dit opgestuur word. Ai, en dan dis dan vuur wat brand. Uit die troon van Jahwe kom stemme en donderslae. Is dit in die aarde? Ag, jy het nie 'n klou nie, man, jy sny vir jou bestousties. Dis hulle wat se koppe afgesny was, wat Japie nou kom wil sê, wie die ouens wat in die 4de gat of kamer van die doderyk is. Nou sê hy so, maar net vers 9 lees, en toe hy apostel Johannes, wie nou in die hemel is, sien hoe die 5de seël oopgemaak, sien ek Johannes, onder die altaar van Jahwe Almagtig in die hemel, nie die doderyk nie.
onder die altaar. Die siele van die wat gedood is, terwille van die woord, wat staan daar? Van die woord, nie 'n kar ongeluk nie. En die getuienis wat hulle gehad het, die getuienis dat hulle nou weet dat Jahshua se werklikheid. Dis die siele onder die altaar wat hulle eie lewe gekoop het, hulle koppads afsny, vers 10. En hulle het 'n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Ai. Hulle wil uitkom onder die altaar, want hulle is nie in die doodryk nie. Hulle is onder die altaar van Jahwe. En dan elkeen van hulle is wit klere gegee en hulle gesê. Ek wil net iets sê, ek nog nooit gehoor van iemand in die doodryk wat wit klere gekry het nie. Wit klere is die dade van die regverdige, sê so in my Bybel. En elkeen van hulle het wit klere gegee en hulle is gesê dat hulle nog 'n klein rukkie moes rus, sodat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Dit is duidelik dat hierdie siele nie in die aardse doodryk is nie, maar onder die altaar van Jahwe Almagtig in die hemel. Nou, ons het 'n magdom inligting hier gedeel vanaand. En ek dink by die tyd kan u begin sien dat Japie van Sail het nie 'n klou waarvan hy praat nie, en hy snyf sy bestousties. Japie, eet die goed, sit melk op dit, sit suiker op dit, sit botter daarin. Dis baie lekker, dit proe beter as jy dit eet. Want die oomblik dat jy snyf, dan gee jy vir sulke mense sulke inligting. Deel hierdie video met almal wat u kan. Deel dit met almal wat u kan. Ek hoop Japie van Sail word so kwaad vir my, dat hy nooi my vir 'n debat oor die voor die kameras. Want jy vra my 'n vraag, ek antwoord, ek vra jou 'n vraag, ek antwoord. Alright. Dit is wat die woord sê. Stuur hierdie uit. En ek wil net ten laaste sê, onthou, ek kry niks hiervoor nie. Ek gee vir u die woord, wat u daarmee doen, bly u reg in u saak. Maar kom ons gaan deur die reeks. Versprei hierdie video, tot volgende keer. Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja.